Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas hoofstuk 10. Ons lees daar van vers 25 tot 37, maar kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons weer hier kan saam wees. En ons het in hierdie week gedink aan ons Here Jesus wat hemel toe gegaan het, wat daar in die regterhand van die troon sit, en wat vir ons intree. Dankie vir daardie wonderlike vertroosting wat ons het. En Here, ons bring al die eer en al die lof, al die dank aan U toe vandag. En ook Here, as ons nou weer, soos elke dag en dan ook elke Sondag U woord opneem, dan is dit met 'n verwagting dat ons U stem sal hoor, dat U deur U Gees in elkeen van ons harte sal praat vandag. Ons bid dit in die naam van ons Here. Amen. Lukas 10 vanaf vers 25, daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so. Liewe gemeente, daar's 'n sekere sonde in die Bybel waarvan ons min lees en waaraan ons onsself ook maar min steur. Hierdie sonde word nie pertinent genoem in een van die 10 gebooie nie. Om die waarheid te sê, die betrokke sonde waarvan ek praat word nêrens eers in die Bybel genoem nie. Nie op die naam in elk geval nie. Maar tydens Jesus se aardse bediening word daar keer op keer op 'n bedekte manier daarna verwys. Ek wil vermoed baie meer as enige van die ander sondes waarvan ons in Eksodus 20 lees. Dit is die sonde van onbetrokkenheid by die nood van ander. En Lukas, met sy groot klem op die deernis van God vir die randfigure, vir die uitgeworpenes van die samelewing, rig keer op keer ons aandag
op hierdie sonde. Toe ons 'n paar weke terug gekyk het na die gelykenis van die saaiër, sal julle onthou dat ek die opmerking gemaak het, dat ons baie geneig is om te dink, dat Jesus die gelykenisse vertel het, met die doel daarvan om 'n moeilike onderwerp te vat, en dit dan op 'n baie maklike manier vir ons te verduidelik. Maar toe het ek ook gesê dat dit in werklikheid nie die geval is nie. Die teendeel is eintlik waar. Jesus se doel met die gelykenisse is eintlik om die hoorders te dwing om dieper na te dink oor dit wat hy besig is om vir hulle te leer. En glo vir my, daar is min gelykenisse in die evangelie van Lukas wat meer in hierdie doel slaag as die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Kom ek sê net eers 'n belangrike ding wat ons moet van kennis neem. Daar kom in Lukas 9 vers 51 wat ons nou nie gelees het nie, 'n belangrike klemverskywing in die evangelie van Lukas. Daar lees ons geskryf: toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin. En dan vir die volgende 11 hoofstukke is Jesus en sy disippels op pad, op reis na Jerusalem, waar ons verlede week gehoor het, hy moet heen gaan, waar hy moet ly, waar hy verhoor moet word, waar hy verwerp moet word, waar hy uiteindelik gekruisig moet word, en ook waar hy uiteindelik moet sterf. Hierdie 11 hoofstukke in die evangelie is met ander woorde eintlik 'n tipe van 'n reisverhaal, maar 'n reisverhaal wat Jesus gebruik om voortdurend sy disippels en sy ander volgelinge te leer oor wat dit beteken om in 'n verhouding met hom te staan. Nou ons almal ken die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. 'n Sekere man, 'n Jood, is op pad vanaf Jerusalem na Jerigo toe, en hierdie pad, lees ons, gaan deur 'n baie onherbergsame gebied. 'n Gebied wat hom ideaal daartoe verleen dat struikrowers kon wegkruip om hulle slagoffers voor te lê en te beroof. En dit is dan ook presies wat met hierdie niks vermoedende man gebeur. Hy word aangeval, hy word kaal uitgetrek en hy word vir die dood agtergelaat. En dan so 'n rukkie later kom daar 'n priester daar verby. Hy sien die man daar lê en hy gaan ver langs verby. Dieselfde gebeur met 'n leviet. Hy sien ook die man daar lê en gaan ver langs verby. Maar dan kom 'n Samaritaan daaraan, en onthou dat die Samaritane en die Jode aardsvyande was, hulle wil niks met mekaar te doen gehad het nie. En die Samaritaan kom daaraan, hy sien die Jood daar lê, en ons lees dat hy hom innig jammer gekry het. En dan weet ons nou ook van al die moeite wat hy aangegaan het om die man versorg te kry. 3 verskillende mense wat daar verbykom. 2 van hulle, die priester en die leviet, wat uit die geleerdere van die kerklike gemeenskap, die kerklike leierskap van daardie tyd gekom het, en 'n Samaritaan, wat uit die geleerdere kom van die mees gehate volk in die oë van die Jode. Hulle al 3 kom daar verby. En die priester, wat met daai pad verbykom, het waarskynlik 'n baie goeie verskoning waarom hy nie kan sien om by die arme man stil te staan nie. Miskien was hy laat gewees vir sy tempeldiens daar in Jerusalem. In 'n geval, hoe sou dit gelyk het as 'n priester met daai priestergewaad wat hulle gedra het, daar aankom en hierdie klere is vol bloed? Nog erger, sê nou net terwyl hy besig is om hierdie arme man te help, sterf hy dalk in sy arms. Wat sou dan gebeur? Want dan volgens die wet is hierdie priester onrein. Dan kon hy met ander woorde nie voortgegaan het met sy tempeldiens voordat hy nie eers 'n klomp rituele deurgegaan het om homself weer rein te maak nie.
Die Lewiet, moontlik was hy bang geweest dat die rowers hom ook sal aanval. Hy wou miskien so vinnig as moontlik net uit daardie gebied uit pad gee. In elk geval, dit maak nie saak nie. Ons spekuleer as ons nou praat oor al die redes wat hulle daar kon gehad het. Maar die feit is, hierdie twee mense, die priester en die lewiet, kies om onbetrokke te bly by die nood van die man wat daar aangeval is. En dan in die woorde van Lukas, het albei van hulle die nood gesien, maar toe ver langs verby beweeg. Ek twyfel nie vir 'n oomblik dat hierdie twee mense baie lief was vir die Here nie. Albei van hulle was eintlik voltyds in diens van die Here gewees, in die tempel. Albei was tipe van predikante gewees. En tog, en dit is wat Jesus vir ons deur hierdie gelykenis wil illustreer, en deur die verhaal van die wetgeleerde, as hulle met 'n situasie gekonfronteer word, waar hulle 'n besluit moet neem, oor hoe hulle gaan optree teenoor 'n medemens, nogal een van hulle volksgenote, wat in nood verkeer, dan dryp hulle die toets. Dan gaan hulle maar eerder ver langs verby, sodat dit nie vir hulle nodig is om betrokke te raak by die probleem van hierdie man wat aangeval is en daar in die pad lê vir die dood nie. Die priester en die lewiet kies om onbetrokke te bly. Elke enkele een van ons wat vandag in hierdie kerk sit, het al ons verskonings gehad waarom ons nie nodig het om betrokke te raak by ander mense se probleme nie. Ek inkluis. Elkeen van ons het al iewers met 'n situasie te doen gekry wat ons gedink het, moet ek nie dalk help nie, en dan besluit het, ek gaan dit nie doen nie. 'n Verskoning wat ek baie dikwels al gehoor het, is dat jy deur hulp te verleen aan een persoon eintlik 'n presedent begin skep, sodat jy naderhand vir almal sal moet help. En dan kies jy om liewer glad nie te help nie. En ja, ek weet, dit is 'n moontlikheid. Ek weet dit is 'n moontlikheid dat jy misbruik kan word. Maar van een ding, geliefdes, kan ons nie wegkom nie. En al probeer ons hoe hard, ons kan nie daarvan wegkom nie, om 'n ander se nood raak te sien. En dan te maak of ons dit nie gesien het nie. Om dit as dit ware te ontsien. Is in die oë van die Here sonde. Die priester en die lewiet staan skuldig voor die Here, omdat hulle die nood van die man gesien het, en toe besluit het om eerder ver langs verby te beweeg, eerder as om betrokke te raak. Hulle het gemaak, asof hulle die man nie raak gesien het nie. Onthou julle nog in die gelykenis van die saaiër in Lukas 8, waar ons telkens gelees het dat mense die woord van die Here hoor, maar hulle nie daarin steur nie, en daarom ook nie tot geloof kom nie. Hulle het gehoor, maar eintlik ook nie gehoor nie. Hulle het gehoor, maar dit het niks verander in hulle lewe nie. En nou in hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan, lees ons dat elkeen van daardie mense gesien het, sonder om te sien. In die geval van die priester en die lewiet. Hulle sien, maar hulle maak eerder asof hulle dit nie gesien het nie. Dis slegs die Samaritaan van wie ons hier lees, wat die arme man sien en hom dan innig jammer kry. En as gelykenisse dan ten doel het, soos ons gesê het, om ons dieper te laat nadink oor wat die Here eintlik vir ons wil sê, wat die Here se doel is vir ons lewens, dan dink ek
dan pas dit ons, dat ons 'n bietjie dieper gaan delf in hierdie gedeelte. Kom ons gaan kyk weer 'n keer na wat hier gebeur het. En die verhaal begin met die wetgeleerde wat Jesus wou probeer vasvra. Hy wou sien of Jesus werklik op hoogte is met die wet, soos wat hy gedink het Jesus behoort te wees. En daarom wil hy by Jesus weet wat hy moet doen om die ewige lewe te verkry. Dis 'n strikvraag. Hy wil by Jesus hoor, wat is Jesus se antwoord? Wat moet jy doen om die ewige lewe te verkry? Maar Jesus antwoord nie die persoon nie. Hy vra eerder vir die wetgeleerde om self die antwoord te gee. Wat sê jy? Moet jy doen om die ewige lewe te kry? En dan gee die wetgeleerde presies die regte antwoord. 10 uit 10 vir hom. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Dis 100% die regte antwoord. En Jesus antwoord hom in vers 28, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die probleem met die wetgeleerde was dat hierdie antwoord vir hom te eenvoudig geklink het. So eenvoudig dat hy nou wil probeer om so 'n bietjie dieper te gaan, die probleem eintlik 'n bietjie meer ingewikkeld te maak. En ek het baie gewonder toe ek nou hier besig was met my voorbereiding. Ek het gewonder of hierdie skrifgeleerde nie homself wou skop oor hierdie dieper ingaan op hierdie vraag toe hy met Jesus in gesprek was nie. Ek wonder of hy nie daai aand by die huis gekom het en vir sy vrou gesê het, plaas ek net my mond gehou het, plaas ek net stil gebly het. Maar in plaas daarvan om sy mond te hou, vra die skrifgeleerde, en ek vermoed, dit was maar so 'n bietjie smalend, wie is my naaste? En broers en susters, dis nie so 'n maklike vraag om te beantwoord nie. Hoe sou ons dit vandag beantwoord? As iemand vir ons daardie vraag sou vra. Seker maklik genoeg met jou huisgenote, maar sluit dit my buurman in wat langs my woon? Sluit dit my kollegas in wat saam met my werk? Sluit dit my huishulp en my tuinwerker in? Is hulle ook my naaste? En so begin hierdie vraag in ons eie koppe maal. Wie is nou eintlik my naaste? En ons sou selfs kon redeneer, geliefdes, dat ons eers hierdie vraag moet beantwoord voordat ons kan begin met een of ander vorm van liefdesdiens. Mense moet daarom weet met wie jy werk voordat jy begin. En so probeer ons om op allerlei slim maniere, soos wat hierdie wetgeleerde ook maar gemaak het, om verby daardie liefdesgebod van God te werk. En miskien dink ons so half in ons onderbewussyn, as ons lank genoeg kan redeneer en kan filosofeer oor hierdie saak, as ons lank genoeg die voordele en die nadele teenoor mekaar kan opweeg, miskien gaan die tyd dan verby, en dan kan ons verbykom by God se opdrag om liefde te betoon aan ander mense, veral diegene wat in nood is. Wie is my naaste? Wil ons weet. Of mens sou kon vra, wat is liefde? Iemand het een keer dit vir my gevra. Verduidelik eers vir my wat liefde is, dan sal ek besluit of ek dit wil beoefen of nie. Verduidelik eers vir my wie my naaste is, dan sal ek besluit of ek hulle sal lief hê of nie. Maar die Here laat hierdie wetgeleerde nie so maklik loskom nie. Nadat Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel het, eindig die verhaal met 'n ommeswaai.
van die wetgeleerde se vraag. Nou nie meer, wie is my naaste nie, maar wie van hierdie drie, die priester, die leviet of die Samaritaan, het hom soos 'n naaste gedra? Wie was van sy kant die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En daarop kan die skrifgeleerde geen ander antwoord gee nie as om, ek vermoed, waarskynlik maar te mompel, hy wat barmhartigheid bewys het aan hom wat onder die hande van die rowers verval het. En natuurlik is hy reg. En dit beteken vir ons dat die beslissende vraag wat ons moet stel nie meer is, wie is my naaste nie, maar wel, vir wie kan ek 'n naaste wees? Waar word op my 'n beroep gedoen? Waar vestig iemand sy hoop op my? Die hoop dat ek vir hulle bietjie tyd het. Die hoop dat hulle vir my belangrik genoeg is. Die hoop dat ek ten spyte van hulle sonde, ten spyte van hulle ydelheid, ten spyte van hulle geestelike louheid, ten spyte van hulle aggressiwiteit en hulle onbetroubaarheid, tog nog bereid sal wees om hulle nood raak te sien. Waar kyk iemand op so 'n manier na my? Ek lees op die oomblik 'n boek oor gebed. En die skrywer wil die punt maak dat ons so maklik vir mense bid dat ons eintlik vergeet dat die Here baie keer wil hê dat jy nadat jy gebid het van jou knieë moet opstaan en dan iets gaan doen oor die lot van ander mense. Om nie net te bid vir mense in nood nie, maar om ook te help waar jy kan. En dan in 'n kostelike paragraaf vertel hy wat op 'n dag met hom gebeur het. Bid asseblief saam met ons vir 'n deurbraak, vra iemand. Watter tipe deurbraak, vra ek. Hulle vertel toe dat hulle dringend fondse benodig vir persoonlike uitgawes. Hoeveel het julle nodig, vra ek. Nee, ons vra slegs vir gebed, kom die antwoord. Toe sê ek, kom ons spaar God al die moeite. Ek weet in elk geval wat sy antwoord gaan wees. Sê my, hoeveel het julle nodig? Nou voel ons regtig verleë, reageer hulle. Ek sê toe, ek begryp dit, maar ek is ewe verleë dat ek so maklik bid dat God met ander mense moet wees, sonder dat ek self aanmeld vir diens. As ons vraag is, vir wie is ek vandag 'n naaste, dan plaas dit 'n appel op my om nie meer onbetrokke te wees by mense wat in nood verkeer nie, maar om toe te laat dat die Here my gebruik om aan sulke mense barmhartigheid en liefde te bewys. Hoor my mooi, ek kan nie elke persoon wat my lewenspad kruis help nie. Ek weet dit maar al te goed. Maar ek kan 1 of 2 mense help. Ek kan 1 of 2 mense weer hoop gee nadat hulle hoop verloor het. Ek kan 1 of 2 mense help sodat dit nie vir hulle nodig is om vanaand met 'n hongermaag te gaan slaap nie. Ek onthou hoe ons op 'n dag by 'n gesin daar in Swaziland opgedaag het. Dit was nog vroegmiddag, maar almal was reeds in die bed en aan die slaap. Hulle het natuurlik wakker geword toe ons daar opdaag. En toe wil ons by hulle weet waarom hulle so vroeg gaan slaap. En hulle antwoord is dat slaap die enigste manier is om hulle hongerpyne mee te onderdruk. As hulle slaap,
dan voel hulle nie meer die honger nie. Broer en suster, ons kan nie almal help nie, maar ons kon ten minste daardie dag, daardie gesin help, dat hulle kos kon kry om te eet, en dat hulle nie nodig gehad het, om weer honger te gaan slaap nie. Ons kon onmiddellik vir hulle daar kos gee, en toe kon ons reëlings tref, dat daar voortaan gereeld kos na hulle huisie toe geneem word. Hoe verander jy van iemand wat nie wil help nie, na iemand wat graag wil help? Want dit is eintlik maar waaroor die gelykenis gaan. 'n Verandering van iemand wat nie graag wil help nie, na iemand wat graag wil help. Alles begin met 'n nuwe gesindheid wat ek en jy moet aanleer. Nou weet ek, baie mense sê, ek het nie eintlik geld om ander mense te help nie, ek is nie ryk genoeg om regtig ander mense te help nie. Nou kom ek vra gou 4 vrae, wat jy net in jouself kan beantwoord. Eerste vraag, het jy meer as 1 paar skoene in jou klerekas? Tweede vraag, besit jy 'n voertuig? Derde vraag, kan jy voor 'n kruidenierskas of 'n yskas staan waar jy 'n keuse het oor wat jy gaan eet? Vierde vraag, besit jy meer as 1 stel onderklere? En geliefdes, mense wat nou navorsing doen oor hierdie tipe van ding, sê, as jy net op 3 van hierdie vrae ja geantwoord het vandag, dan is jy ryker as 90% van die wêreldbevolking. Dink daaraan. Ek en jy, ons almal wat hier in die kerk is vandag, word beskryf as van die rykste mense in die wêreld, in die top 10% van mense in die wêreld. So die verskoning is nie dat ons nie ryk genoeg is nie. Dit gaan alles oor 'n gesindheid. Wil ons help of wil ons nie help nie? So 'n klompie jare terug het ek 2 boeke so direk na mekaar gelees, eers een en toe die ander ene. Die een se titel is When Charity Destroys Dignity. En die skrywer se gevolgtrekking is dat ons baie versigtig moet wees as ons mense help. Want hulle kan naderhand begin om afhanklik te raak van ons. Eintlik sê die skrywer, moet ons elke keer as ons iemand in nood sien, vir onsself eers die vraag afvra, of dit nie beter sal wees om nie te help nie. Gaan ons nie dalk deur te help hulle menswaardigheid aantas nie? Gaan ons nie dalk deur te help hulle naderhand afhanklik maak van ons nie? So, gaan dink baie mooi voordat jy iemand help. Die ander boek se titel is To Give or Not to Give. Hierdie skrywer se uitgangspunt is dat ons deur die Here geroep word om ander mense te help. Dis die bottom line. Ons word deur God geroep om ander mense te help. Natuurlik stem hy saam dat ons nie onnadenkend net geld moet uitdeel nie, want hy weet, dit kan ook 'n probleem veroorsaak. Juist daarom moet ons gaan soek na maniere wat ons mense op 'n sinvolle manier kan help. Dat ons hulle op die regte manier kan help, sonder dat ons hulle menswaardigheid aantas. En dit is wat ek bedoel met gesindheid. Ek kan sê, ek kan nie, of ek wil nie, of ek gaan nie aan mense barmhartigheid betoon nie, want dit kan dalk 'n probleem veroorsaak as ek dit doen. Of ek kan sê dat ek deur God geroep word om barmhartigheid te betoon aan mense.
En dan kan ek begin soek na geleenthede en maniere waarop ek op 'n verantwoordelike manier mense kan help. Ek bly altyd skrikkerig om myself as voorbeeld voor te hou, juis omdat ek weet dat ek nog so keer op keer die toets dryf. Dat ek nog soveel kere foute maak. Maar miskien moet ek net ietsie deel van hoe ek probeer om hierdie saak te benader, al kry ek dit nie altyd reg nie, maar hoe ek dit self benader. Ek deel nie net geld uit nie. Ek het nogal 'n sterk besluit daaroor geneem, dat ek nie by verkeersligte waar die bedelaars staan, geld vir hulle gee nie. Daar's genoeg navorsing wat daarop dui dat daar met al hierdie bedelaars, ek dink veral in die stede, is daar iewers 'n kingpin, amper soos 'n maffiabaas, wat al hierdie bedelaars beheer, en hulle word verplig om 'n sekere deel van die geld wat hulle daar by die verkeersligte inkry, aan daai maffiabaas te gaan betaal, net vir die voorreg om te mag bedel op daardie spesifieke straathoek. So hoe benader ek dit dan? Ek bid gereeld dat die Here my hart sal sag maak en dat die Here my oë sal oopmaak sodat ek kan sien waar hy my wil gebruik. En 'n ding wat ek al baie kere in my lewe ervaar het, is dat die Here naderhand iemand se naam hier op my hart kom lê. Dat ek aan iemand begin dink, en ek kan die persoon naderhand nie uit my kop uitkry nie. Dis asof die Here regtig daardie persoon op my hart kom lê. En as ek weet dat die persoon een of ander nood het, dan bid ek daaroor, vra vir die Here, hoor ek hom reg? Wil hy hê dat ek op een of ander manier daardie persoon moet help? En as die Here dit bevestig, dan doen ek wat ek glo wat die Here op daardie stadium wil hê ek moet doen. Dan soek ek die mees effektiewe manier waarop ek daardie persoon kan help. Somstyds is dit kos, somstyds is dit geld, somstyds is dit iets wat ek fisies kan doen om te help. Ek is nogal redelik handig en ek het al baie keer mense wat in een of ander moeilike situasie sit met iets wat dalk gebreek het of so, het ek gesê, maar kom ek help vir jou hiermee. Kom ek maak hierdie ding vir jou reg wat stikkend is. Dat jy dalk nie geld het om iemand te betaal om dit te doen nie. Maar ek stel myself tot beskikking van die Here en dan vertrou ek hom om my te lei om op die regte manier hulp te verleen aan 'n persoon in nood. En ek weet dat wat ek vanoggend hier sê, waarskynlik vir die meeste van ons amper onmoontlik klink. En ek weet dat die meeste van ons hier gaan uitstap uit die kerkgebou uit. En dat ons vir die Here sal sê, wel, ek hoor, maar Here, jy weet, ek het nie tyd om hierdie tipe dinge te doen nie. Ek het nie tyd om betrokke te raak by ander mense se probleme nie. Ek het genoeg probleme van my eie. En in alle eerlikheid, ek moet sê dat ek nogal 'n beklemming om my hart het, as ek daaraan dink, dat die Here dalk nog vanoggend nog 'n persoon op my pad kan stuur, vir wie ek 'n naaste moet wees. En die maklike oplossing is natuurlik om ver langs verby te stap. Om die nood wat ek gesien het, so gou as moontlik te ontsien. Maar weet julle, hierdie gelykenis in Lukas 10 laat my nie toe om dit te doen nie. Dit lyk net vir my of die sonde van onbetrokkenheid baie groter is in die oë van die Here as wat ek en jy graag sou wou
erken. Die een persoon bid vir die armes, en bid vir diegene wat swaar kry, en bid vir diegene wat vanaand honger moet gaan slaap, en bid vir hulle wat nie 'n warm bed het waarin hulle kan klim vanaand nie. En dit is goed, en dit is reg dat ons vir hulle bid, ons moet vir hulle bid. Maar die ander persoon, nadat hy vir hulle gebid het, vra ook vir die Here, maak my oë oop. Maak my oë oop om die nood raak te sien rondom my. Maak my oë oop sodat ek kan sien vir wie ek 'n naaste kan wees. Vir wie ek kan help in hulle nood. Geef my wysheid om dit op die regte manier te doen. 2 persone, albei bid vir mense in nood. Maar die een sê, hier is ek, en ek is bereid om 'n naaste te wees vir daai mense. Jy sien, eintlik gaan alles maar net oor gesindheid. Amen. Here, ons raak beangs as ons u woord ernstig begin opneem. Here, dit is nie maklik om altyd te doen wat u van ons vra nie. Maar Here, ons het gebid aan die begin dat u met ons sal praat uit die woord. En ons het ervaar hoe u dit doen. En nou, Here, moet ons 'n besluit neem oor die pad vorentoe. Is ek bereid om te sien en dan maar ver langs verby te gaan? Of is ek bereid om te sien en dan vir u te vertrou om 'n naaste te wees vir hulle wat in nood verkeer? En Here, miskien is die grootste gebed vandag wat ons moet bid, dat u ons gesindheid sal regmaak. Want almal van ons worstel maar daarmee dat ons so op onsself ingestel is, dat ons vergeet van diegene wat vir u belangrik is. Ons vra dit in die naam van Jesus wat alles afgelê het vir ons. Jesus die barmhartige. Amen.